Goeiemiddag my mense. Nou, as ek jou my mens noem, my mense noem, nee, praat ek van die boere van Suid-Afrika, van die opregte, egte boerevolk van Suid-Afrika af, nee. Moet julle nie bekommer oor wat in die regering en die wêreld aangaan nie. Kyk op na Jahwe toe. Kyk op na Yeshua toe. Nou baie mense verstaan dit nie as ek my skepper op sy naam roep nie. My skepper se naam is Jahwe. Orals in jou Bybel, wat die woord genoem word, orals hier in die Bybel. As ek praat van Jahwe, praat ek van my skepper, die Almagtige, die koning van alle konings, die meester van alle meesters, nee. En as ek die naam aanroep van Yeshua, praat ek van Jahwe se seun. Nee. Julle moet julleself asseblief inlig in die woord. Asseblief mense, gaan verbreed jou verstand. Ek weet nie hoe om dit sê nie, ek is 'n leek. Maar gaan verbreed jou insig deur die woord. Dis al wat ek wil sê is, gaan lees jou woord, gaan lees jou woord. Hier is die woord, die Bybel. Gaan lig jouself in, gaan bestudeer dit, gaan kyk, gaan verstaan dit, gaan volg dit met jou hart. En dan sal jy weet dat die vyand wil opstaan. Die vyand is besig om verdeeldheid tussen die skepping van Jahwe te wil inbring, deur leuns. Gaan lig jouself in, gaan lees jou Bybel, gaan lees jou woord, want jou vyand is 'n listige blikskottel. Vir my die vyand, ek het nie meer bekommernisse oor die duiwel of die Satan of oor Lucifer nie, want hy is onder my voete. Hy vreet stof op sy pens, seil hy. As ek hom sien, vermorsel ek sy kop, nee. Ek gee hom nie eers kans om my hakskeen te byt nie. Gaan kyk na jou woord. Dis, ek weet nie, as jy nie 'n boek wil lees nie, die enigste boek wat jy moet lees, die enigste woord wat jy moet lees, wat lewe is, nee, is die Bybel, die woord. Gaan lees jou skepper se woord. As jy nie weet wat jou skepper se naam is nie, gaan lees die boek van Esegiel in die Ou Testament, Ezekiel, Esegiel, gaan lees dit. Gaan lees dit, voordat jy lees, bid tot jou skepper, dat die insig en die kennis na jou toe sal kom, dat jou oë sal oopgaan. Ja, ek het al baie dinge gesien in hierdie wêreld, met hierdie twee paar groen oogies van my, maar gaan lees jou woord,
gaan lees wat daar binnekant staan, gaan doen navorsing, gaan soek in die Nuwe Testament van Matteus, Markus, Lukas en Johannes staan daar. Gaan soek die waarheid. Klop in jou. Ekskuus, ek praat verkeerd. Klop en vir jou sal die deur oopgemaak word. Klop aan die deur. Die deur sal vir jou oopgemaak word, dat jy die ware weg, die regte weg, die enigste weg na jou Skepper toe sal kan volg en in sy pad kan wandel. Gaan lees jou woord, gaan lees wie jou Skepper is, gaan soek sy naam. Sy naam is uit die woord uitgehaal. Meer as 7600 keer is die naam Jahwe uitgehaal. Uit die Afrikaanse Bybel uit, uit die Engelse Bybel uit die Griekse Bybel uit die Hebreëse Bybel uit, is die naam Jahwe uitgehaal. Julle moet dit gaan soek, gaan vind dit. Dis vir jou hier, binne in die woord. Klop, vir jou sal oopgemaak word, my vriend. Moenie bekommerd wees oor die deur wat agter jou toegemaak word nie. Julle moet gaan soek. Ons word deur ewel regeer. Die ewel is om ons, oor ons, bo ons, onder ons. Fokkie ewel, gaan leef, né? Daar waar jy jou woord lees, en die Vader, Jahwe, sy woord aanvaar in jou hart, in jou verstand, en in jou siel. Dis wat jy moet doen. Dis nie jy wat kan kies. Ek kies nie vir jou nie. Gaan lees Matteus 25 ook. Gaan lees Deuteronomium 13, sodat jy nie mislei en verlei word nie. Dis al wat ek sê, my vriende. Gaan lees jou woord. Gaan lees dit. Kry insig. As jy nie Afrikaans verstaan nie, as jy nie woorde verstaan nie, die woord is die waarheid. Kry jou insig, kry jou siening van die woord af. Draai jou kop om, draai jou hele kop om en gaan kry insig, gaan soek die waarheid, klop aan die deur, vir jou sal oopgemaak word. Vra vir die weg, en die weg sal vir jou geopenbaar word. Wat is die pad wat jy moet loop na die waarheid toe, om ewige lewe te beerwe. As jy dit nie wil beerwe nie, dis nie my keuse nie, jy kies. Ek het klaar my pad gekies, ek weet waartoe ek gaan. Ek hoop om julle almal daar te sien, maar ek weet daar is mense wat nie die pad volg nie, wat nie die waarheid kies nie. Ek oordeel nie, die oordeel is nie myne om te vel nie. Jahwe, jou Skepper, die Almagtige, sal die oordeel oor jou vel. Dis hy wat vir jou gaan sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie, jy is lou. Dis waarom ek jou uit my mond uitspieg. Dis nie jy wat kan kies. Jy kan luister, jy kan dit verstaan, of jy kan kyk en die video dislike, gooi hom 'n thumbs down,
as jy nie glo nie. Ek vra nie vir soos die meeste, subscribe en like en ek praat net die waarheid hou. Ek weet my boodskap gaan uit na die wat dit moet hoor. Ek is hier om die waarheid te praat. Die waarheid is vir my geopenbaar. Met valsheid ook in. Maar die waarheid is vir my geopenbaar dat ek die valsheid kan sien en vir julle die waarheid kan vertel. Prys Jahwe, die skepper van alles wat gespreek het en alles gemaak het. Prys Yeshua, wat as die seun gekom het van die Almagtige en die woorde weer gespreek het so dat jy moet luister en verstaan. Geseënde dag vir julle my mense. Gaan lees jou woord dat jy by Jahwe uitkom. Jy kan kies 2 keuses. Jahwe of die vyand, die valse ligdraer. Jy kan kies. Ek kies nie vir jou nie. Ek weet wie se gunsteling ek is. Ek weet wie se geliefde ek is. Sy naam is Jahwe, die skepper van alles. En ek is sy gunsteling en sy geliefde. En julle moet tot die besef kom dat jy moet besluit wie se gunsteling jy is. Is jy Jahwe's gunsteling of is jy Lucifer se gunsteling? Die keuse is by jou. Heel in die begin van die Bybel in Genesis toe Adam en Eva van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het gaan lees dit. Jy het die kennis van goed en kwaad deur die sondes van jou voorouder mense. So jy weet wat goed en wat kwaad is. Gaan lees dit. Dis hoekom daar 'n engel met 'n swaard voor die boom van ewige lewe gesit is, na die mens en sy vrou uit die paradys uitgejaag is. Geseënde dag vir julle. Be blessed, wees geseënd. Luister dit weer as jy nie verstaan nie.